Hallo julle, vandag fokus ons spesifiek op die voordele en die nadele van proaktiewe leerderdissipline in die klasse. Eerstens, proaktiewe dissipline verminder konflik in die klas. Volgens die nasionale beleid oor leerderdissipline in Suid-Afrika, gelei deur die Suid-Afrikaanse Skolewet van 1996, lei proaktiewe strategieë tot minder konflik en beter gedragsbestuur. Tweedens, dit skep 'n positiewe en veilige leeromgewing. Volgens die Children's Act 38 van 2005, artikel 12, subartikel 1, subartikel C, moet kinders beskerm word teen vernederende en skadelike straf. Proaktiewe dissipline ondersteun hierdie reg. Derdens, dit bevorder selfdissipline en verantwoordelikheid by die leerders. Dit sluit aan by die doel van die Suid-Afrikaanse Skolewet nommer 84 van 1996, artikel 8 subartikel 1, wat vereis dat skole 'n gedragskode moet hê wat leerdergedrag ontwikkel en regverdig bestuur. Vierdens, proaktiewe dissipline is wetlik in lyn met die verbod op lyfstraf. Volgens artikel 10 is lyfstraf onwettig en daarom moet alternatiewe nie strawende metodes gebruik word. Laastens, dit bou positiewe verhoudings tussen die onderwyser en die leerders. Volgens die SAIS Professional Ethics moet onderwysers optree in die beste belang van die leerder en 'n ondersteunende leeromgewing skep. Soos alles in die lewe is daar voordele en nadele. Eerstens, proaktiewe dissipline kan tydrowend wees om suksesvol te implementeer. Hoewel die National Policy on Learner Discipline dit aanbeveel, vereis dit voldoende opleiding en ondersteuning vir onderwysers. Tweedens, dit vereis spesifieke vaardighede en opleiding. Volgens SAIS Professional Ethics moet onderwysers professioneel optree, maar nie alle onderwysers het noodwendig opleiding in positiewe dissipline nie. Derdens, dit vereis konsekwente toepassing. Volgens die Suid-Afrikaanse Skole Wet, artikel 8 subartikel 1, moet gedragskodes konsekwent toegepas word. As dit nie gebeur nie, verloor proaktiewe dissipline sy effektiwiteit. Vierdens, dit is nie altyd voldoende vir ernstige wangedrag nie. In sulke gevalle moet formele dissiplinêre prosesse gevolg word, volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet, artikel 8 subartikel 5, wat voorsiening maak vir dissiplinêre optrede. Laastens, daar kan weerstand wees teen die nie strawende benaderings. Alhoewel die Children's Act artikel 12 en die Suid-Afrikaanse Skolewet artikel 10 straf beperk, is sommige skole en onderwysers nog gewoond aan tradisionele dissipline. Om af te sluit, proaktiewe dissipline bied baie voordele en is sterk ondersteun deur die wetgewing, maar vereis tyd, vaardigheid en konsekwentheid om suksesvol te wees. Dit bly egter 'n noodsaaklike benadering om 'n veilige en regverdige leeromgewing te verseker vir die leerders.